Hoofstuk 5. Sitplekrangskikking. Hoe werk die sitplekrangskikking in die parlement? Kan jy sit waar jy wil of is daar sekere vaste reëls? Daar is inderdaad sekere vaste reëls waar volgens lede in die parlement sit. Die regering of grootste party sit altyd regs van die spreker. Die grootste oppositieparty sit links van die speaker. Die ander oppositiepartye sit ook links van die speaker, van groot na klein, al verder weg van die speaker af. Die hoofsweep in elke party is verantwoordelik daarvoor om sy lede se sitplekke in senioriteitsvolgorde binne sy blok aan te wys. Die president of eerste minister sit alleen in 'n dubbelbank en so ook die leier van die oppositie. In 1994 was dit so. Die twee sit reg teenoor mekaar sodat hulle mekaar in die oë kan kyk tydens debatte. In 1994 het prins Mangosuthu Buthelezi, wie se Inkatha Vryheidsparty die derde grootste was, ook daarop aangedring om alleen in 'n dubbelbank te sit, want hy is 'n prins. Koos van der Merwe was toe hoofsweep van die Inkatha Vryheidsparty. Dit was sy taak om 'n dubbele bank vir Buthelezi te kry, as ook om die sitplekke van die nuwe IFP parlementslede te bepaal. Ek onthou hoe met die eerste sitting van die nuwe parlement na 1994 daar 'n groot gevoel en baie ongelukkigheid met Koos van der Merwe by die IFP-lede was. Vingers is wild gewys en gesigte was kwaad. Die spesifieke reëls waarvolgens die sitplekke in die parlement toegeken word, bepaal dat juniorlede agter sit en die meer senior lede voor. Dit is waar die parlementêre begrippe voor- en agterbankers vandaan kom. Jou senioriteit bepaal waar jy sit. Hierdie senioriteit word eerstens bepaal deur hoeveel jare jy al lid van die parlement is. As jy nie voorheen lid van die parlement was nie, word gekyk of jy lid was van ander verkose liggame soos 'n provinsiale wetgewer. As jy op geen verkose liggaam gedien het nie, word jou ouderdom gebruik. Dit bepaal jou senioriteit en waar jy in die parlement sit. Hoe meer senior, hoe nader aan voor en aan die speaker. Koos van der Merwe het hierdie parlementêre senioriteitsreëls gebruik en streng toegepas toe hy die nuwe IFP parlementslede op hulle sitplekke geplaas het. Hy het nie geweet dat die Zulu protokol se reëls heeltemal anders is nie. As jy enige bloedlyn na die Zulu koning toe het, is jy 'n prins en dan kry jy voorrang bo al die ander gewone lede, ongeag jou ouderdom of jare diens. Koos het van die jong prinse agtergeplaas as agterbankers. Die Zulu hoofmanne moes ook anders hanteer gewees het. Vandaar die woede en vingerswaaiery daardie dag. Die volgende dag het die IFP-lede op ander plekke gesit. Waar vergader die parlementslede en hoe sit hulle sedert die raadsaal van die nasionale vergadering afgebrand het? Die huidige oplossing is dat hulle in die goeie hoop raadsaal langs die parlement vergader. Die raadsaal daar kan ongelukkig net omtrent 80 van die 400 lede huisves. Die res van die parlementslede moet die verrigtinge deur Zoom op hul rekenaars volg. Dit is 'n baie onbevredigende oplossing en is na my mening nie 'n regte parlement nie. By enkele belangrike geleenthede soos byvoorbeeld die jaarlikse begroting gebruik hulle nog 'n ander saal soos die konferensiesentrum of Kaapstad se stadsaal waar die lede kan huisves. Elke nuwe parlement sedert 1994 het in die parlement se grootsaal bymekaar gekom wat 400 sitplekke het. In hierdie raadsaal van die nasionale vergadering is die sitplekke voor die speaker in 'n
hoefystervorm gerangskik. Die regering sit in die regterbeen van die hoefyster en die opposisie in die linkerbeen. Omdat die raadsaal afgebrand het, kon die 7de parlement na die 2024 verkiesing nie daar bymekaar gekom het nie. Met hul eerste sitting het hulle in Kaapstad se internasionale konferensiesentrum bymekaar gekom. Die sitplekke binne die konferensiesentrum is in opdrag van die parlement net soos die groot saal in die hoefystervorm gerangskik. Dit is egter baie duur om die konferensiesentrum op 'n gereelde basis te huur. Aanvanklik is daar groot koepelvormige tent voor die parlementsgebou opgeslaan waar daar elke dag na die brand vergader is. Die tent het miljoene rand gekos. Met die gereelde sterk winde in die Kaap het die tent nie lank gehou nie en is dit gou aan flarde geskeur. Vir die gereelde daaglikse sittings word nou ander kleiner raadsale soos die Goeie Hoop raadsaal gebruik wat nie al die lede kan huisves nie. Die meerderheid parlementslede moet dan die debatte op hul rekenaars volg. Voor die 2024 verkiesing het die ANC amper 60% van die setels gehad en het al lede reg rondom die hoefyster tot aan die oppositiekant gesit. Na die 2024 verkiesing, waar die ANC slegs 40% van die stemme gekry het, 159 setels uit 400, het die ander partye se lede, wat nou 60% van die setels het, reg rondom die hoefyster se draai gesit. Met die regering van Nasionale Eenheid, RNE, in 2024 het Zuma se MK-party met sy 59 setels nou oorkant die ANC gesit, as die grootste oppositieparty. Die DA en ander partye van die regering van Nasionale Eenheid het ook aan die regeringskant langs die ANC gesit. Waar kom die Britse parlement se uitleg vandaan? Die koning het destyds in die Westminster Paleis in Londen langs die Theemsrivier gewoon. Vandag is die Britse parlement in die Westminster Paleis. As die koning die parlementslede ontbied het om iets goed te keer, het hulle by die koning se paleis bymekaar gekom. Die lede het in die paleis se Anglikaanse kapel of kerkie bymekaar gekom. 'n tipiese Anglikaanse kapel het 'n altaar voor in die kerk. Voor die altaar is daar weerskante van die paadjie banke wat na mekaar kyk vir die koorlede. Die speaker het voor die altaar gesit en die lede het weerskante in die koorbanke gesit en na mekaar gekyk terwyl hulle sake bespreek. Hierdie uitleg kry jy tot vandag in die Britse parlement as ook in talle parlemente in die wêreld met 'n Britse agtergrond. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is die Britse parlement gereeld met bomme getref tydens Duitse lugaanvalle. Die Laerhuis is byna heeltemal vernietig toe dit in 1941 alleen 12 keer getref is. Na die oorlog is die Laerhuis of House of Commons oorgebou en effens groter gemaak. Churchill as eerste minister het egter daarop aangedring dat die nuwe Laerhuis nie te groot gebou moet word nie. Hy het ook geëis dat dit dieselfde uitleg as die verlede moet hê, anders verloor jy volgens hom die naby debatsatmosfeer. Die Britse parlement het 650 parlementslede, maar in die Laerhuis is na die herbou net sitplek vir 427. Met belangrike toesprake soos die begroting staan baie lede in die ingange of hulle op die galery gaan sit, of hulle moet op die galery gaan sit by die publiek. Dit het egter verseker dat die raad se intieme debatatmosfeer behou het. In Suid-Afrika na 1994 het die meeste debatte in die groot geel raadsaal plaasgevind, omdat daar plek vir 400 lede is. Omdat dit soveel groter is as die ou volksraad en in 'n hoefyster uitgelê
is die naby debatsatmosfeer ongelukkig grootliks verlore. Die doel van die parlement in die vroegste tye was dat dit 'n plek of ruimte moet wees waar verkose lede op 'n vreedsame manier en sonder geweld verskille kan bespreek en by oplossings uitkom. Om dit te bereik is gevra wat 'n goeie afstand vir debat tussen die regering en die oppositie is. As die banke wat na mekaar kyk te ver van mekaar is, dan skreeu die sprekers tydens 'n debat op mekaar. As hulle te naby aan mekaar is dit moontlik dat hulle mekaar kan gryp in die hitte van 'n debat. Die afstand is volgens oorleweringe toe bepaal as die lengte van 'n man se arm met sy swaard, dan 1 duim, dan nog 'n swaard en nog 'n arm. As jy kwaad en warm word tydens 'n debat en jou swaard sou uittrek, kan jy en die opponent wat sy swaard uitgetrek het aan die ander kant mekaar net nie bereik nie. Daarom is daar in die Britse parlement 2 rooi strepe in die mat op hierdie afstand weerskante van die banke. Terwyl jy praat, mag jy nie oor die streep tree nie. Dieselfde afstand en strepe was in die ou Suid-Afrikaanse Volksraad tussen die banke en jy kry ook baie ander parlemente met 'n Britse agtergrond. Hoe lyk ander parlemente se uitleg? Interessant genoeg kan jy die politieke kultuur in 'n land grootliks agterkom deur net te kyk na die manier waarop die parlement se sitplekke gerangskik is. In 'n autokratiese lande met min vryheid van spraak is die parlement se uitleg heeltemal anders as in 'n demokratiese land met baie vryheid van spraak. Ek het die Chinese parlement in Beijing besoek. Die parlement met 2977 lede is die grootste in die wêreld. Die parlement kom 1 keer 'n jaar bymekaar, maar net vir 10 dae, partykeer 14 dae. In daardie tyd word alle sake afgehandel. Daarteenoor sit die Suid-Afrikaanse parlement die hele jaar. Die Chinese leiers sit op 'n verhoog bo die gewone lede. Die gewone lede sit soos skoolkinders in 'n skoolsaal in lang rye parallel met die verhoog. Die gewone lede is duidelik nie daar om te debatteer nie, maar net om eenparig saam te stem en hande te klap. Jy het dieselfde uitleg gekry in die voormalige Nazi-Duitsland en die ou Sowjetunie. Gaan kyk na Putin se parlement wat ook so lyk, as ook Noord-Korea se parlement. In lande wat werklike vryheid van spraak het en 'n demokratiese parlement is die sitplek uitleg totaal anders. Daar is almal op dieselfde vlak, sodat 'n agterbanker sonder vrees die president kan aanval. Die Britse parlement se uitleg is 'n voorbeeld hiervan waar die partye oorkant mekaar sit, sodat die oppositie die regering in die oë kan kyk en kan konfronteer as daar geld, gemors of swak besluite is. In die Franse parlemente en baie Europese parlemente is die sitplekke in 'n hoefyster gerangskik wat gemaklike debat moontlik maak en minder konfronterend is as die Britse koorbanke se konfronterende styl reg oorkant mekaar. Die banke in die ou Transvaalse Volksraad van Paul Kruger was ook in 'n halfmaan rondom die voorsitterstoel gerangskik en nie konfronterend oorkant mekaar nie. In die Afrika kultuur is daar talle voorbeelde waar die koning Indaba hou met sy raadslede wat in 'n sirkel om hom sit. Terwyl daar lank tydens die Indaba gepraat word, help die sirkel om konflik te probeer vermy sodat daar verkieslik geëindig word waar almal saamstem. Die ANC het dan ook na 1994 die ou Senaat waar die sitplekke soos die Britse parlement gerangskik was, sy uitleg verander.
Hulle het die speakerstoel na die kant van die saal geskuif en die banke in 'n ronde vorm rondom die speakerstoel gerangskik, minder konfronterend en meer konsensus soekend. Behalwe voorbanke en agterbanke, praat hulle ook van dwarsbanke en om in die vloer te kruis. Waar pas dit in? As 'n lid besluit om byvoorbeeld van 'n oppositieparty na die regerende party oor te loop, kruis hy letterlik die vloer na die ander kant van die raadsaal. Sy sitplek skuif ook van links in die raadsaal na regs. In Engels, crossing the floor. Partykeer verkies so 'n lid om aan geen party verder te behoort nie en word hy 'n onafhanklike lid. Hulle sit dan in 'n dwarsbank in die dwarsbanke los van die regering en opposisie se banke. Churchill het in die Britse parlement so oorgestap van konservatiewe party na die liberale party en later weer terug. Daar is ook baie sulke voorbeelde in die Suid-Afrikaanse parlement. Een voorbeeld, Sir de Villiers Graaf was verlang die leier van die oppositie in die parlement. Marais Steyn, 'n senior oppositielid, is gesien as Sir de Villiers se regterhand. Hy was 'n bekwame en vurige spreker wat die regering met passie aangeval het. In 'n verrassende besluit het Marais Steyn skielik besluit om oor te loop na die regering. Hy het letterlik die raadsaal se vloer gekruis. As 'n senior lid het hy nou in die voorbanke van die regering gesit langs Cas Greyling. Greyling was 'n ou ervare parlementariër, 'n interessante karakter en bietjie van 'n plaatjie. Die Woordeboek sê 'n plaatjie is 'n persoon wat graag grappe maak. Helen Suzman, enigste lid van die progressiewe party, het die middag 'n woeste aanval op die regering gerig. Cas Greyling is gevra om na haar te praat en die aanval te beantwoord. Hy het begin deur Marais Steyn te verwys wat altyd die regterhand van Sir de Villiers Graaf was. Nou het hy oorgeloop en is hy die regterhand van Cas Greyling, het hy gesê. Daarna het hy 'n beroep op Helen Suzman gedoen om ook die lig te sien en oor te loop na die regering. As voorbanker sal sy dan aan die linkerkant van hom sit, as Cas Greyling se linkerhand, het hy verduidelik. Toe voeg hy by, en ek sal streng by die Bybelse Matteus 6 vers 3 hou. Die hele raad is toe nuuskierig oor wat staan in Matteus 6 vers 3. Daar staan, verduidelik hy, jou linkerhand sal nie weet wat jou regterhand doen nie. Suzman het gelag en haar natuurlik nie daaraan gesteer nie.